Johannes 10, daar van jou eerste versie af. Prys die Here. Johannes 10, van vers 1. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skaap. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Is dit nie wonderlik? Prys die Here. Nou, 'n skaapstal is 'n beskerming vir die skape. Nou, toe ek groot geword het, deur die genade van die Here, het ons ook 'n skaapkraal gehad. Ja, baie keer is daai skaapkrale van drade gemaak. Ander kere was dit met klippe gebou gewees, waar die skape ingegaan het. Maar daar was net een deur gewees, een hek gewees, waardeur daai skape ingegaan het. Daar was nie, ekskuus tog, nog 'n deur gewees, waardeur die skape ingegaan het. En die Here Jesus kom en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is, sê vir julle, wie nie by die steur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy's 'n dief en 'n rower. En dit is wat so gebeur, wanneer mense, of die plaasboer, sy skaap in 'n kraal het, en daar gaan nie iemand, daai persoon gaan nie daar deur die deur nie, maar hy kom van 'n ander kant af in, is hy 'n dief en 'n rower. Hy kom net om te steel, en te kom vernietig. En hy sê ook, julle moet pas op, want die wolf kom soos in skaapklere. En daar is baie wolwe in die lewe, wat om vermom soos 'n skaap. En die skape moet dink, weet jy wat, dit is 'n regte skaap. Maar hy kan nie bler soos 'n skaap nie. Die jakkals kom in 'n chunk. Die wolf huil. En hy kom nie by die deur in nie. Hy kom in. Hy klim oor die muur, spring oor die muur, of 'n graue gat. Hy kom om te steel. En dit is wat absoluut van kardinale belang is, dat ons die stem van die herder moet ken. En die Here Jesus kom en hy gebruik hierdie gelykenis wat hy vertel vir die mense. Hy sê, my skape sal na my stem luister. As iemand anders sal kom, sal hy nie hom luister nie. Wanneer jy die stem van God hoor, dan gaan jy luister na hom. Glory to God. Kom ons lees net verder. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie.
Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Jesus sê, hy is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Prys die Here. Jesus sê, hy is die deur. Daar is, as ons kyk na die tabernakel, is daar net een deur gewees. Daar's net een ingang gewees. Waar hulle kon ingegaan het. Daar was nie ander plekke gewees waar hulle kon ingaan nie. En die Here Jesus kom en hy sê, ek is die deur. As julle deur my ingaan, sal julle veiding vind. As ek in die skaapstal ingaan, sal daar 'n beskerming wees. Want hy sal jou omsluit van voor en van agter. Hy sal jou bewaar en beskerm. Van wie? Van die vyand. Wanneer iemand kom en hy kan nie blaar nie, dan weet jy hy is vals. As iemand oorklim oor die muur, dan weet jy, hierdie is 'n valsheid. Hierdie is 'n wolf. Hierdie is 'n jakkals wat kom om te verniel. En daar's vanmôre net een deur waardeur ek en jy kan gaan. En dit is Jesus. Daar's geen ander deur nie. Daar is vanmôre geen ander evangelie waardeur die mens gered kan word nie. Mense kan kom met 'n weet nie wat nie. Met allerlei mooi praatjies en sê, ag, jy moet net 'n beter mens word. Beter mense gaan nie hemel toe nie. Dis gereddes wat hemel toe gaan. Hulle wat deur die deur gaan, gaan hemel toe. Om beskerming te kan hê by God. Weet, koning Dawid skryf Psalm 23. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Amen. Is dit nie, hy skryf hierdie Psalm 23. Wonderlik. Hy sê, die Here is my herder. En as die Here my herder is, dan luister ek na sy stem. Dan wil ek doen wat die Here, die herder hê, ek moet doen. En ek kan net daardie deur gaan. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Ek is die opstanding. Amen. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die deur waardeur ek en jy moet ingaan. Nie kan nie, moet. Die skape kan nie oor die muur klim nie, want die muur is te hoog. Hulle kan nie deur die heining gaan nie, want die heining is te klein vir hulle. Die gate en goeder is te klein, dus dat draad gespan is. Hy moet by die deur ingaan, by die hek ingaan. Jesus sê, ek is die deur. Die ander is net rowers. Die ander is net die wat kom om te vernietig, om te steel. Die ander is net die klomp diewe wat daar is. Jesus sê, ek is die goeie herder. Amen. Hy sê, my skape luister na my stem. As ek en jy vanmôre die skape is van Jesus, dan wil ek vanmôre sê, dan luister ons na sy stem. En ons slaan ag op wat die Here vir jou en my sê.
Ons kan vanmôre sê, weet jy wat? Ek wil alles doen wat die Here sê ek moet doen. Maar moet jy een ding waarborg. Hoeveel kinders van die Here sê dis nie vir my nie. Dit tel nie vir my nie, dis oudtyds. Dan luister ons nie na die stem van die herder nie. Dan luister ons nie die stem van God nie. Dan is ons, in baie plain Afrikaans sê, jy's balhoorig. En jy's halfstarrig. Hoe so baie kinders van die Here leer nuwe dinge aan. En hulle kyk wat ander doen. En hulle volg dit na. En hulle pas dit toe. En hulle verlei die skape. Maar die skaap is van Jesus. Dan gaan jy standvastig wees. Te luister na die stem van die Here. Al is dit somtyds bietjie hard. Ja. Al is dit somtyds einig. Maar jy luister na die stem van God. Hoekom? Om jou te beskerm, jou te bewaar van die onheil. Van die gevare, van die wolwe. Van dit wat verkeerd is. Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die goeie herder. En my skape luister na my stem. As ek en jy vanmôre luister na die stem van God, dan is ons op die regte pad. Amen. Maar vanmôre wil ek sê, ook nie net luister nie, maar dit toepas in jou lewe. Dit doen. En sê, Here, hier is ek. Dat ek so mag wandel in die weë en die vrese van God. Prys die Here wat lewe. Hy sê vir ons, vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En dit is wat gebeur. Wanneer die wolf kom, dan skrik die skape. Ja. Skoon my. En die huurling vlug weg. En die vyand kom en hy kom steel en hy kom vernietig. En hy kom beroof die kinders van die Here van dit wat hulle het, wat hulle ontvang het. En dit is daarom wat die Here kom en hy sê, as ons by die stalling gaan, die skaapstalling gaan, dan is daar vir ons jou en my beskerming. Want die Here is jou en my beskerming. Hy is ons bewaarder. Die Here is ons bewaarder wat nie sluimer of slaap nie. Hy is die ene wat vir jou omgee. Hy is die ene wat vir jou genadig is. Hy is die ene wat vir jou lewe gee in oorvloed. Sodat ek en jy gelyk kan word na groen weivelde, Amen. na waters van rus is. Wie gaan vir jou anders te rus gee? Die vyand? Nee. Nee, hy gaan vir jou net, Onreg, ja. hy gaan jou net gas gee. Hy gaan jou net vernietig. Hy gaan jou net wil onderkry. Maar een ding vanmôre wat ek jou sê, die Here lei vir jou na groen weivelde. As 'n waarborg dat hy jou sal lei, hy sal jou bewaar, hy sal jou beskerm. Dis 'n belofte wat God vir jou gee. Maar een ding wat die Here vir jou ook 'n belofte gee, as ek en jy hom volg,
sal daar vervolging vir jou wees. Ja, dis waar. Terwille van die waarheid. Terwille van die naam en die saak van Jesus. Sal die kinders van die Here vervolg word. Hoekom die vyand sal kom om jou te wil verwar. Maar as jy luister na die stem van God, as jy kyk na hierdie woord van die Here, dan is dit daar vir jou waarheid in. Dan kan ek en jy nie luister na die stem van iemand anders nie. Maar ons luister na die stem van God. Ek is so opgewonde, is dankbaar vir hierdie woord van die Here. Amen. Wat die Here vir ons gegee het. Dat hy ons waarsku. En hy gee vir ons dit wat so wonderlik is. Dat ek en jy moet luister. Baie mense word verlei deur mooi dingetjies. Allerhande dinge. Weet die vyand sit, die wolf sit in die kerk ook. Ja. Baie keer is die wolf agter die preekstoel. Hoor jy wat ek sê? Die wolf staan baie keer agter die preekstoel. En hy praat met die skape. En baie van die skape kan nie eens herken die stem van die vyand. Hoe gaan ek en jy vanmôre die stem van die vyand herken? Uitken. Deur te luister na God se woord. Deur te luister na die stem van die Here. Deur die Here te volg en hom te dien met jou hele hart, siel en wese. Amen. Om hom gehoorsaam te wees. Die herder gaan uit en die skape volg hom. En hy lei hulle na groeie velde toe. Na waters waar rus is. Jesus sê, hy is die fontein van die lewe. Jesus sê, hy is die brood van die lewe. Hy sê, hy is die ware wynstok. Hy sê, hy is dit. Hy is die goeie herder. Wat sy skape lei. Want die koms van die Here is baie naby. En weet in die tyd dat ons in lewe is daar baie verleiers wat in die wêreld uitgegaan het. Paulus het geskryf al daardie tyd dat daar baie verleiers daardie tyd al is. Nou hoeveel is daar nie vandag nie? Ah ja. Baie wat kom om vir jou valse evangelie te gee. Om jou valsheid te verkondig. Baie is daar om jou te beroof van dit wat jy het. Jou te wil beroof. Prys die Here. Ons lees verder met vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Dis 'n ware herder. Ja. Is dit nie? Ja. Jesus, wat sê hy is die goeie herder. Hy lê sy lewe af vir sy skape. Wat het Jesus gedoen? Hy het sy lewe afgelê vir jou en my. Hy sê maar die huurling en hy wat nie die herder van die skape is nie, die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. Vers 13. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Amen. Hoeveel huurlinge is daar nie vanmôre wat kyk na die skape, maar hulle bring hulle onder 'n valse voorwendsels. Bring vir jou en sê vir jou,
Hoe meer jy gee, hoe meer geseënd sal jy wees. Maak jou sak leeg en jy sal voorsiening kry. Nie bekommerlik is, ek wil nie jou geld hê nie. Dit wat jy aan God moet gee, moet jy gee. Ja. Weet, dit is so maklik om te gee vir die wêreld. Maar dit is so swaar om te gee vir die Here. Dit is moeilik om te gee vir die Here. Dit is 'n harde saak om te gee vir God. Maar vir die wêreld te gee is so maklik. Wat sê die woord van die Here vir ons verder, vers 14? Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. En ek lê my lewe af vir my skape. Weet jy wat Jesus sê? Hy ken die Vader. En soos hy die Vader ken, ken die Vader hom. En 'n ander gedeelte van die woord van die Here sê, en ek en die Vader is een. Johannes 14 sê, hy wie my gesien het, het die Vader gesien. Is dit nie wonderlik? Vers 16 sê, ek het nog ander skape wat in ander kras aan hierdie stal, nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister. En dit sal wees een kudde, een herder. Amen. Ek wil vanmôre vir jou een ding sê. En as ek in 'n valse kraal is, tussen wie sit ek dan? Dan sit ek tussen valse skape. Maar die Here sal my uithaal uit 'n valse skaapkraal uit. As ek 'n skaap is, ek is tussen 'n klomp bokke. Werk mos nie so nie. Daar kan net 'n getwis wees. As ek in valsheid sit, dan gaan ek word soos die wat vals is. Dis waar. Amen. Wat sê die Here? Hy sê meng jou met die semels en die varke vreet jou op. Ja. Wanneer ek en jy in valse leringe sit, dan gaan ek word soos wat hulle is. Maar as ek daar uitkom, dan soek ek na dit wat waarheid is. Al soms maak dit my seer, maar ek soek die waarheid van God se woord. En ek gaan daarin wandel. En weet jy, as jy daar begin in wandel, dan gaan jy meer seer kry. Dan gaan dit meer eina wees. Dan word dit vir jou vreugde en 'n blydskap. Glory to God. Vers 17 sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Wat sê die Here Jesus? Dan het hy die mag om sy lewe af te lê. En hy het mag om dit weer op te kan neem. Hier is 'n diepte in hierdie gedeelte, wat die mens nie raak sien nie. Is dat Jesus sê ek het die mag om my lewe af te lê. Met die kruis kon hy 'n woord gespreek het.
En niemand kon iets aan hom gedoen het nie. Maar hy het dit gedoen ter wille van jou en my. En toe hy in die graf was, het hy die mag gehad om homself op te wek. Om op te neem, sy eie lewe op te neem weer. Dit klink baie snaaks. Maar hy sê hy het die mag om dit neer te lê. En hy het die mag om dit weer te kan neem. Op te kan neem. Hierdie gebod het ek vir my Vader af ontvang. Prys die Here. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode ontstaan, vers 19. Jode gekom om hierdie woorde. En baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Is dit nie wat mense gaan sê? Jy is kranksinnig, jy weet nie waarvan jy praat nie. Dus, man, ek kan kranksinnig maar klink. Maar God se woord is die waarheid. Amen. Hy leer ons. Ek en jy moet dit net lees. En sê, Here, open my verstand om dit te kan verstaan. En God sal dit openbaar vir jou. Mits ek dit wil hê. Ek besef, weet jy wat? Daar's net een deur waardeur ek kan gaan. Sy naam is Jesus. Ek het net een herder. Koning Dawid het erken en gesê, die Here is my herder. Was dit 'n ander herder gewees? Nee. Hy is dieselfde herder van die Ou Testament, is die Here van die Nuwe Testament, is die herder van die Nuwe Testament. Is die een en dieselfde. Dis nie iemand anders nie. Maar hy is dieselfde. Want hy het gesê, hy kom na sy eiendom. En sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, hulle wie in sy naam glo het, hy mag gegee, om kinders van God genoem te kan word. Sê wat sê die laaste vers 21. Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. En 'n duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. Hy het gekom, hy het dooies opgewek, hy het siekes gesond gemaak, hy het blindes laat sien, hy het die malaatses genees. Hy is die een wat vir Lazarus gesê het, Lazarus, staan op. Hy is die ene wat Lazarus in die graf uitgeroep het. Hy is die ene wat die verlamde man genees het. Hy is die ene wat die wonders kom doen het in mense se lewens. Ek kan net lewe in oorvloed kry deur Christus Jesus. Amen. Niemand anders nie. Daar is nie 'n ander Here nie. Daar is net een Here. En dit is hierdie Jesus wat ons vanmôre van kan praat en wat in hierdie woord geskrywe staan. Daar is net een weg, een waarheid en een lewe. Amen. Daar is net een Here. Daar's net een geloof. Daar's net een doop. Daar is maar net een God en Vader wat regeer. Dis hy wat op die troon is. Amen. Hy wat vir jou en my lief het met die ewige liefde. Hy wat jou en my uitverkies het uit die wêreld uit. Baie keer kan dink ek, Here, wat is ek as mens? Dat U my raak gesien het. Here, daar's ander mense wat 'n hoër geleerdheid het as ek. Baie hoër geleerdheid. Ek was 'n klein kokkolonnetjie hieronder. As baie mense wat 'n beter lewe gelei het as ek. Meer aansien gehad het. Ek wil nie aansien nie.
Maar as baie mense wat welgesteld is. Here, wat is ek as mens dat U my raak gesien het? Maar die mens, die psalmdigter sê, Here, wat is die mens dat U hom besoek? U wat die mens weinig minder gemaak het as die hemelwesens. Is ek en jy God se hoogste skepping. Kan ons vanmôre sê, Here, dankie. Here, dat U die vissermanne raak gesien het. Here, dankie dat U my ook raak gesien het. Amen. Here, dankie dat U ander ook raak gesien het. My God, dat ons as mens U kan aanbid as die ware God. Dat U ons herder is, wat ons lei na groene velde toe. Dat U ons herder is, wat ons, waar ons by die deur kan aanleemlik kan gaan hierdie een deur. Laat U vir ons beskerming kan gee. Want in die Here is daar oorwinning. In die Here is daar beskerming. In die Here is daar genesing. In die Here is daar verlossing. In die Here is daar vrymaking. In die Here is daar alles wat jy soek. Buitekant hom kan jy dit nie kry nie. Maar alleen in die Here Jesus. Hy moet jou herder wees. Hy is die deur waardeur ek en jy moet ingaan, sodat hy verheerlik mag word. Mag hierdie woord van God vanmôre in elkeen van ons harte gegraveer wees. Sê, Here, wees ons genadig. Here, bewaar ons, beskerm ons. Diep in die holte van die hand. Here, bewaar ons, dat ons in die skaapstal sal wees, in die kraal sal wees. Vir beskerming teen die vyande daar buitekant. Here, beskerming van die onheil, van die ongeregtigheid van hierdie wêreld. Jesus kom, ons wees gereed. Amen.